Goeiedag en welkom by ons volgende aanbieding in ons reeks Eindtyd Onthullings, waar ons gaan kyk na waarhede wat onthul word en leuns ontmasker. Nou ek weet nie van u nie, ons het in ons vorige episode waarin ons geluister het, gekyk na 'n beeld wat ontdek is, 'n beeld wat oorgedroom is en hoe Daniël dit geopenbaar het. Ons het ontdek dat die koninkryke presies voorspel was en dat elkeen op die regte tyd gekom het. Maar, vanwaar of jy ook al luister, as jy ingeskakel is op radio, of as jy luister na die video-opname, welkom en geniet die aanbieding saam met ons. Nou, net voordat ek gaan ons spreker voorstel, onthou, as jy enige vrae het, of as daar enige iets is wat jy graag meer oor wil weet, dan kan u gerus ons kontak by 060-248-1172, 060-248-1172, dis ons WhatsApp nommer, of gaan na ons webtuise toe, awrafrikaans.org, en daar kan u vrae ook instuur. En onthou, die vrae wat ontvang word direk na Eben de Jager toegestuur, en hy sal dit antwoord, en ons kan terugstuur aan u ook. Maar sonder om enige tyd dan verder te verspil, kom ons verwelkom Eben de Jager vanaand. Goeienaand. Eben, jou eerste een was indrukwekkend. Nou kom jy met die tweede ene, en jy gaan ons bietjie verder invat in meer profesie in. Wat kan ons verwag met hierdie lesing? Profesie is een van die unieke aspekte van God. God het die vermoë om die toekoms te kan bepaal uit die hede uit alreeds. Hy verklaar wat in die toekoms gaan gebeur, en in die eerste studie van Daniël 2 sien mens dan dat God geprofeteer het, of dan nou vertel het deur Daniël, hoe die een nasie die volgende nasie gaan opvolg, en profesie groei dan ook die een op die volgende, veral wanneer dit gaan oor tydprofesie. En daarom in die studie wat ons vanaand gaan doen, gaan ons sien hoe Daniël 7 bou op die basis wat Daniël 2 dan gelê het. En dis eintlik 'n metode waarin die Here vir ons wys en die versekering gee. Hy ken die toekoms, en daarom kan ons volle vertroue in hom plaas. Nou, net as jy meer inligting wil hê, of verder wil studeer op hierdie onderwerp, daar is 'n boekie geskryf deur die spreker, genoem Karnivoriese Koninkryke, en dit is waaroor hy vanaand gaan gesels. En soos wat hy al voorheen genoem het, onthou nie alles wat hy deel is in die boekie nie, en nie alles wat in die boekie is, deel hy nie. So jy wil definitief die boekie kry, en ek het nou self eersaans ondervinding gehad, toe ek iets gaan opsoek het, en ek stuur vir my boodskap, en ek sê, ek soek gou iets, en toe onthou ek, maar ek het die boekie. En toe kan ek vinnig gaan navorsing doen, en daar die inligting kry. Waar kan jy die boekie bestel? Gaan na learnprophecy.com, en daar kan jy of hierdie boekie bestel, saam met ander wat hy ook al geskryf het. Maar net 'n paar vrae na die vorige aanbieding, paar dinge wat uitgestaan het, wat ons graag oor wil weet. Daar was spesifieke datums genoem gewees, oor wanneer die koninkryke gestig was, wanneer dit geval het. Spesifiek met Kores was daar 'n spesifieke datum gegee. Maar hoe kan ons weet dat hierdie die regte datums is, en hoe is dit, nou, dink ek hoe kan sê, hoe is dit uitgewerk, om op daai datum te kom? Goed, daar was van die tyd wat hierdie profesie begin tot vandag toe, was al verskillende kalenders gewees. Maar wat die slim manne gedoen het, hulle het op die huidige kalender waarop ons werk, dit basies geplaas oor die vorige kalenders, in ander woorde, hulle het teruggewerk, daar was sekere vasbepaalde datums, waar hulle kon bepaal, maar volgens hierdie kalender is dit hierdie datum, maar volgens die nuwe kalender is dit 'n volgende datum. Hulle plaas daai twee datums bo op mekaar, en hulle werk terug in tyd. En daarom kon hulle bepaal dat Kores byvoorbeeld Babylon ingeval het spesifiek op die 18de Oktober van 'n sekere jaar. En op daai manier maak hulle dit vir ons makliker om op ons kalender te bepaal wanneer in die verlede dit spesifiek gebeur het, alhoewel dit 'n paar kalenders terug alreeds was. Nou ja, ek is een van daai wat nie baie hou van wiskunde nie, so ek los dit vir daai ouens wat wiskunde wil doen. Hulle kan dit maar daar gaan uitwerk. Ek vertrou die tydperk, min of meer het ek al deur dit gegaan, so ja, ek kan daarmee sê, ek dink hulle was point aan. Tweede vraag, Daar's baie mense wat vandag praat oor die moontlikheid van 'n
een wêreldorde. En na hoofstuk 2 wat aangebied was en ons gesien het hoe daar verskeie mense is wat dit geprobeer het, kan ons dalk 'n een wêreldorde spoedig verwag? Definitief nie wat 'n politieke entiteit aanbetref nie. Vir die eenvoudige rede in Daniël 2 word daar gesê dat toe die Wes-Romeinse ryk in 10 verdeel is, dat hulle nooit weer sal herenig nie. As daar 'n politieke een wêreldorde sou wees, beteken dit dat daai profesie van Daniël 2 spesifiek verkeerd sou wees, omdat jy Europa dan ook weer herenig sou hê. Dit gaan nie gebeur nie, maar waar jy wel 'n tipe van 'n een wêreldorde het, is in die mag wat agter die politieke mag sit. Ook in vanaand se lesing gaan ons sien hoe daar dikwels 'n mag is wat agter die mag is wat jy kan sien. Iemand wat hulle dryf, iemand wat daai aktiwiteite wat hulle by betrokke is, wat dit motiveer. So ja, daar is 'n mate van koördinering agter die skerms, maar dit gaan definitief nooit in 'n enkel politieke wêreldwye stelsel manifesteer nie. Ons laaste vraag. Hoe kan ons weet dat Daniël 2 se profesie regtig waar is en dat dit nie net iets is wat nog in die toekoms sal gebeur nie? Goed. Daar is sommige mense, nie baie nie, maar wat beweer dat Daniël 2 spreek van ietsie wat nog in die verre toekoms lê. Dit is net eenvoudig nie moontlik nie vir die eenvoudige rede. Toe Daniël daai profesie moet uitlê vir koning Nebukadnesar, toe vertel hy vir hom, u is die hoof van goud. Met ander woorde, u is die koning van die eerste moondheid of die eerste koninkryk wat genoem word in hierdie volgorde. En daai koninkryk is opgevolg direk deur 'n volgende wat hulle die Babiloniese mag vernietig het. Daai Medo-Persiese mag, hulle is weer vernietig deur 'n volgende mag en daar het daai tydlyn alreeds begin hardloop. Ons is wel binne die groter tydlyn wat ons kry in Daniël 2, maar ons is baie naby aan die einde daarvan, net voordat die rots, wat op die ouende die koninkryk van God verteenwoordig, net voordat hy die voete tref en daai beeld vernietig. Nou, omdat daai metale verwys na spesifieke koninkryke, verwys dit ook uit die aard van die saak na spesifieke tydperke. En die tydperk waarin ons leef, is die tydperk van die voete van yster en klei. Met ander woorde, die volledige profesie kan nie in die toekoms lê nie. Die oorgrootte gros van daai profesie is in die verlede. Inteendeel, in terme van Daniël 2 is daar nog net een gebeure wat in die toekoms lê. En dit is basies die wederkoms van Jesus Christus. Daar's nou net vir ons gehoor en vir die wat ook later sal inskakel en ook luister en onthou, jy kan jou vrae instuur, jy kan dit deurgee en ons sal dan vir Eben gee dat hy dit vir ons kan antwoord en ons wil graag van julle af ook hoor. Hoe om dit te doen? Jy kan dit of hier vir ons skryf van die gehoor af op 'n stukkie papier en inhandig of stuur 'n WhatsApp na 060 248 1172 en ons sal daardie vrae dan kry en dit dan vir Eben deurgee. As ons dit nie hier doen nie, sal hy dit definitief antwoord op 'n private manier en ons stuur dit dan net weer terug aan. En ons sal ons beste doen om soveel as moontlik van die vrae deur te werk. Maar dis dan al van my af, Eben, sterkte met jou aanbieding. Dankie. Goed, vanaand se aanbieding het die titel Karnivoriese Koninkryke. Nou, dit klink miskien na 'n vreemde term, vreemde titel vir 'n aanbieding, maar ek glo jy sal teen die einde van hierdie lesing verstaan waarom daai titel gekies is. Vanaand fokus ons op Daniël hoofstuk 7. Nou, net voordat ons by Daniël 7 uitkom, net so vinnige terugblik na 'n aspek wat ons na gekyk het in Daniël 2. En die aanhaling kom eintlik uit Jesaja hoofstuk 46 vers 9 en 10. Dit sê, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Wat sê God is 'n unieke eienskap van hom. Hy's die enigste een wat betroubaar vir jou kan vertel wat in die toekoms gaan gebeur.
Die mens het al hoeveel keer probeer om te vertel wat in die toekoms gaan gebeur, en soms as dit nou gaan oor een of ander onbenullige ding soos rugby, ek meen, jy het amper 50% kans om reg te wees. So dis nou nie iets noemenswaardig nie. Maar God verklaar die toekoms wat oor baie lang tye span en nie gemanipuleer word nie. 'n Mens kan miskien nog sê, maar ek glo dit of dat gaan gebeur, en hulle forceer dit om so uit te werk, maar net binne hulle eie leeftyd. Of miskien binne 'n week of 'n maand in die toekoms in. Maar God verklaar die toekoms oor letterlik millennia. En dit is iets wat nie manipuleerbaar is nie, en wat geen ander sogenaamde God kan doen nie. Net God kan dit doen. Dis 'n unieke eienskap van hom. So, wat Daniël 2 aanbetref, was dit baie duidelik. Die kop van goud van die beeld in Daniël 2 was die Babyloniese ryk. Die bors van silwer was die Mede en Persiese ryk. Die lendene van koper, dit was die Griekse ryk. Die bene van yster was die Romeinse ryk, en dan die voete van yster en klei. Onthou, dit het dieselfde metaal in, ook yster, maar dis ook gemeng met klei. En dit verwys dan spesifiek na die verdeelde Romeinse ryk, maar nie net die verdeelde Romeinse ryk nie. Ons gaan vandaan sien dat daar 'n ander aspek gevorm het, 'n ander entiteit opgerig is vanuit die verdeelde Romeinse ryk uit, wat vandag nog bestaan en geweldige politiese mag het. So, ons kan begin kyk na die konsep van progressiewe openbaring, want wat ons vanaand gaan na kyk, bou op dit wat ons alreeds gesien het in Daniël hoofstuk 2. Nou, daar's 'n progressie in die profesieë wat in die boek van Daniël aangetref is. En Daniël 7 verskaf meer besonderhede as wat Daniël 2 vir ons gegee het, wat ons daar teëgekom het, en die profesie in Daniël 7 fokus dan op die laaste deel van Daniël 2 se profesie, veral wat die voete van yster en klei aanbetref. Maar Daniël 7 gebruik nie dieselfde beelde nie. Die beeld wat ons gekry het, die metafoor wat gebruik is, was spesifiek metale wat die een op die ander volg in terme van daai beeld. In hierdie spesifieke profesie is dit nie metale nie, dis diere. Almal van hulle karnivoriese diere. Hulle vreet vleis as 'n beeld van hoe hulle militêre mag gebruik, die een nasie om die volgende te verower. So, kom ons duik in die teks in en ons begin met Daniël 7 vers 1 tot 3. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe en die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. En 4 groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Nou hier kry ons spesifieke terme waarna hy verwys, byvoorbeeld die winde, die see en die diere, wat ons nie net kan duimsuig wat dit beteken nie. Wanneer mens die Bybel konsekwent wil interpreteer, moet jy toelaat dat die Bybel homself interpreteer. Dat die Bybel vir jou vertel, wat is 'n wind? Wat is die see? En wat is 'n dier? So kom ons kyk wat die Bybel vir ons daaroor leer, want hierdie 3 profetiese simbole is van kardinale belang om te verstaan wat hier gebeur. Nou die eerste kry ons in Jeremia 49 vers 36 en 37 waar dit sê, en ek sal 4 winde uit die 4 hoeke van die hemel oor Elam aanbring, en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi. En daar sal geen nasie wees, waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie. En ek sal Elam verskrik voor hulle vyande, en voor die wat hulle lewe soek, en ek sal onheil oor hulle bring, die gloed van my toorn, spreek die Here. En ek sal die swaard agter hulle aanstuur, totdat ek hulle vernietig het. So volgens hierdie beskrywing in die Ou Testament, waarvan is die wind 'n beeld? Dis 'n beeld van konflik en oorlog. Met ander woorde, daar gaan geweldpleging wees, maar nou, dis die eerste beeld, dis die winde. Ons het 'n oorlog wat gaan plaasvind onder wat die Bybel dan term as die see. So wat is die see? Openbaring 17 vers 15 gee vir ons die volgende aanduiding. Hy sê vir hulle, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit,
is volke en menigtes en nasies en tale. So binne die profetiese konteks van die Bybel is 'n groot massa van water 'n beeld van mense, nasies, tale en volke. So die see as 'n groot massa van water beteken dan dat daai oorloop, die winde, gaan 'n effek hê op mense en tussen hulle gaan daar dan diere opstaan. Maar wat is daai diere? Die Bybel moet vir ons verduidelik. Nou net 'n paar verse verder in Daniël 7 verklaar hy homself, en is altyd 'n goeie ding om wanneer jy profetiese teks lees, toe te laat dat die onmiddellike profetiese teks eers vir jou 'n verklaring gee, en wanneer die onmiddellike hoofstuk nie vir jou die verklaring gee nie, dan kan jy na ander Bybeldele gaan. So hier kry ons die verduideliking uit Daniël 7 self. Hy sê, so het hy gesê, die 4de dier, die 4de koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind, en dit sal vertrap en dit verbrysel. So die winde, oorlog tussen die see, die mense, volke, nasies, tale, sal veroorsaak dat daar verskillende koninkryke na vore kom deur die loop van die geskiedenis. Nou, hoe kom ons by hierdie konklusie? Deur die Bybel toe te laat om homself te interpreteer, so ons is verseker ons interpretasie is korrek. Nou, die wind is dan 'n oorlog, die see, volke, menigtes, nasies en tale, en diere, veral in hierdie hoofstuk, is dan 'n beeld van koninkryke. Nou, Daniël 7 vers 4 sê dan, die eerste, verwysend na daai dier, was soos 'n leeu en het vlerke van 'n arend gehad. Nou, 'n gevlerkte leeu was 'n simbool van Babylon. Hoe weet ons dit? As ons byvoorbeeld gaan kyk in die Metropolitaanse Museum in New York, dan sien ons in die Babylon uitstalling so 'n beeld. Nou daai kop met daai hoed en die baard en die hare, dit is nou tipies van wat hulle noem 'n Lamassu beeld, wat nou eie was aan die Babyloniese era. En dan sien jy, daai is 'n gevlerkte leeu. Nou nie net is dit 'n bewys van daai koneksie tussen die gevlerkte leeu en Babylon spesifiek nie, maar ook as jy gaan kyk na die Ishtar-hek wat gebou is deur Nebukadneser die tweede in 575 voor Christus, dan sien jy op daai ingang na die stad Babylon was daar dan ook hierdie gevlerkte leeu uitgebeeld. Tot vandag toe sien mens dikwels gevlerkte leeu's wat eintlik 'n oorblyfsel is van die konsep wat sy oorsprong gehad het tydens die Assiriese tydperk en die Babyloniese tydperk, maar in hierdie konteks is dit 'n direkte verwysing na die koninkryk van Babylon. Met ander woorde, in Daniël 2 was die kop van goud 'n beeld van Babylon, maar in hierdie profesie is dit die gevlerkte leeu, so ons het 'n parallel. Hierdie twee profesieë begin in dieselfde tydperk, dit begin met dieselfde koninkryk, die Babyloniese koninkryk. Nou daarna, Daniël 7 vers 5, en kyk 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig, en 3 ribbes was in sy bek, tussen sy tande, en so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. Nou wat sou in hierdie konteks beteken eet baie vleis? Dit sou wees, maak oorlog met ander. Nou, in hierdie geval word hierdie nasie beskryf spesifiek as 'n beer wat opgerig is in die een kant. Hy staan hoër aan die een kant as aan die ander. Nou, hierdie is eintlik dan 'n beeld van die Perse wat sterker was as die Meders en tog met hulle saamgewerk het. So, die Perse is die een wat hoër opgerig is as die Meders, maar hulle het nie met mekaar beklei nie. Hulle het saamgewerk om ander nasies te verower. En hulle dan in 3 primêre militêre aanslae het hulle dan nou die basies bekende wêreld van daardie tyd in hulle omgewing het hulle dan verslaan. Eerstens noordwes in die tyd van of in die rigting van Lidië, daarna suidwes in die rigting van Egipte en daarna weswaarts in die rigting van Babylon. En dit is wat verteenwoordig word deur daai 3 ribbes in die bek van daai beer. So deur hierdie beelde te gebruik, gee die Bybel eintlik vir ons geweldig baie inligting en detail van wat in die toekoms sou gebeur, relatief van wanneer hierdie spesifieke profesie bekend gemaak is. So,
Ons sien daai bors en arms van silwer van Daniël 2, dit kom 100% ooreen met hierdie beer met 3 ribbes in sy bek. Dan sê die Bybel vir ons in Daniël 7 vers 6, daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd en dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad. Ook het die dier 4 koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. Nou ons kry iets baie vreemd hierso. Onder normale omstandighede het 'n luiperd nie 4 koppe nie. Enigiemand wat 'n 4-kop luiperd al gesien het? Nee, so hier's iets baie vreemd in hierdie verduideliking. Uit die aard van die saak, 'n dier is 'n koninkryk, soos wat ons al 2 keer gesien het, maar hier het ons iets anders. Iets het hier gebeur wat half nie die normale is nie. Hier het ons 'n koninkryk met 4 koppe, so waarna kan dit dan verwys? Nou as ons gaan kyk na wat Benjamin Wheeler geskryf het in sy boek Alexander the Great, dan beskryf hy vir ons die volgende. Hy sê, maar elkeen sprekend van die 12 generaals wat onder Alexander die Grote gedien het, dat hulle eintlik met mekaar begin beklei het. Hy sê, maar elkeen het die swaard teen die ander geslyp, en die ryk het in 'n wirwar van stryd en slagting ondergegaan. Met die einde van die eeu en die uitkoms van die slag van Ipsus, het dit homself in 4 goed vasgestelde domeine verdeel. Sirië en Babylonië onder Seleucus, dit was een van die hoofgeneraals, Egipte onder Ptolemeus, Tragië en Klein-Asië onder Lysimachus en Macedonië en Griekeland onder Cassander. So die 12 generaals het met mekaar begin beklei en soos wat die een die ander een verower, het daar op die ouende 4 oorgebly. Daai 4 was dan spesifiek Seleucus, Ptolemeus, Lysimachus en Cassander. En dis hulle wat uitgebeeld word as die 4 generaals wat op die ouende verskillende streke van Griekeland beheer het. Hulle het nooit ten volle herenig nie, maar tog is hulle Grieke, so dis 1 dier, maar 4 koppe aan daai dier. So, ons sien dan 'n parallel tussen daai lendene van koper en dan die 4-kop luiperd wat ons kry in Daniël 7. So weer eens, daar's 'n direkte parallel tussen Daniël 2 en Daniël 7. Nou, die Bybel vertel vir ons in Daniël 7 vers 7. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad, en dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. Nou anders as enige van die vorige diere, word hierdie een nie gespesifiseer nie. Die eerste was 'n leeu, nou wel met vlerke wat ongewoon is, daarna 'n beer, daarna 'n luiperd, inderdaad ongewoon, hy het ook vlerke en hy het 4 koppe, maar ten minste is dit 'n dier wat jy iewers in die natuur kon sien, alhoewel nie noodwendig in daai spesifieke vorm nie. Maar wanneer dit kom by die 4de dier, dit is 'n anderste ding wat jy hiermee te doen het. Hy kan hom nie eers vergelyk met iets wat ons in die natuur sien nie. Hy vertel jou net, hierdie ding is verskriklik en hy vernietig oral waar hy gaan. So kom ons kyk, wat was dit? Het vertel vir ons dan in die laaste deel van daai vers, en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. Nou daar is nie 'n ding in die natuur wat 10 horings het nie, ons moet verstaan wat daai horings dan nou ook is, en Plutarch sê dan vir ons, hulle, verwysend na die Romeine, tel oorwinnings nie aan die menigte lyke en buit nie, maar aan die gevange koninkryke, aan die nasies wat verslaaf is, aan die eilande en die kontinente wat by hul magtige ryk gevoeg is. En dit kom dan uit Fortune of the Romans. So ons sien dan daai bene van yster is 'n parallel met hierdie dier, maar ons het nog nie gedeel met die 10 horings op sy kop nie. Maar onthou nou, in Daniël 2 was die bene van yster, maar die voete het bestaan uit yster en klei. So 'n element van die Romeinse ryk het daarna nog steeds voortbestaan. Die voete was van yster en klei. So in die beeld van Daniël 7, wanneer dit kom by die diere, dan is dit nog steeds dieselfde dier, maar die fokus gaan nou oor na 10 horings toe. Nou wat het jy met die voete? Aan die voete, as jy enigstens normaal is, het jy 10 tone.
So daar's 'n parallel tussen die 10 tone en dit wat jy het in terme van die 10 horings op die kop van hierdie dier. Nou, Daniël 7 vers 19 tot 25 gee vir ons 'n aanduiding van hoe Daniël spesifiek belang gestel het om te verstaan wat gaan aan met hierdie dier. Hy het geweet, die inligting wat hy tot dusver gegee is dieselfde as wat jy in Daniël 2 kry. Daar's hier en daar miskien 'n klein nuwe aspekkie gewees, maar niks noemenswaardig nie. Maar die oomblik toe hy hierdie dierebeeld kry, en dit kom nou by hierdie horings uit, toe stel hy belang om meer te weet. Want hy het geweet, dit is die relevante inligting wat neergeskryf moet word vir die eeue wat voorlê, sodat ons ook onder andere vandag kan weet, presies wat die omstandighede is waarin ons onsself bevind. Hy sê dan daar, toe wou ek sekerheid verkry oor die 4de dier wat van al die ander verskillend was. Buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperklaue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het. En oor die 10 horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor 3 geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het en wat groot dinge spreek, terwyl sy gestalte groter was as van die ander. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die oue vandaar kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het, dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. So het hy gesê, die 4de dier, die 4de koninkryk, onthou hierdie is die vers wat ons vroeër na verwys het, om te weet die dier is die koninkryk, die 4de koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en verbrysel. En die 10 horings, uit hierdie koninkryk sal 10 konings opstaan en 'n ander een sal na hulle opstaan en hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. Nou net vir interessantheid, let mooi op, hy praat hier van 10 horings en dan sê hy uit hierdie koninkryk sal 10 konings opstaan. Nou 'n koning regeer oor wat? Oor 'n koninkryk. So uit hierdie enkel koninkryk uit die dier uit sal daar 10 verskillende koninkryke opspring. Goed? En dan na hulle sal daar nog een opstaan en hy sal 3 van die ander horings ontwortel. So, vers 25 sê dan, en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel en hy sal probeer om tye en wette verander en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van tyd. Nou hierdie paar verse vanaf vers 19 tot vers 25 is gelaai met inligting. En hierdie verse gee vir ons genoeg inligting om duidelik en sonder enige twyfel te kan identifiseer wie daai klein horingkie is wat tussen die ander opstaan. So, ons moet gaan kyk. Ons het dan 'n parallel tussen die voete van yster en klei en dan spesifiek die horings op hierdie laaste dier, op die 4de van die diere en dan ook daai klein horingkie wat tussen hulle opstaan. Nou, daar was 10 eienskappe wat gegee is vir daai spesifieke klein horingkie om hom te kan identifiseer. Nou ons gaan kyk na al 10 daai eienskappe en in hakkies na elke eienskap gaan jy sien daar's 'n getalletjie. Dis die vers in hoofstuk 7 van Daniël wat vir jou spesifiek sê dis waarna dit verwys het. So die eerste is hy verskyn vanuit die 4de dier. Dis nie 'n aparte ding nie. Hy ontstaan vanuit daai 4de dier, verse 7 en 8. Die tweede ene, hy kom op tussen die 10 horings. So hy kom nie van 'n ander plek af nie. Hy het sy oorsprong tussen hulle, in hulle midde. Die derde ene, hy kom op na die 10 horings, so hy's nie een van hulle nie. Hy vestig eers na die tyd. Dan nommer 4, hy is totaal anders as die 10 horings. Nommer 5, hy werp 3 horings neer. Dan nommer 6, hy's groter in statuur as die ander wat voor hom gekom het. Hy spreek woorde teen die Allerhoogste. Nou,
Hierdie gaan oor titels ensovoorts wat hy homself toeëien. Ons sal binnekort kyk na die besonderhede daarvan. Nommer 8, hy mishandel die heiliges. Met ander woorde, hy gaan gelowiges vervolg. En dan nommer 9, hy probeer tye en wet verander. Let op, hy probeer. Hy gee sy bes, maar kan jy God se tye en wet verander? Maak nie saak wie of wat jy is nie, God se tye en wet kan nie verander nie. God self sal dit nie verander nie. En geen ander mag het die reg om dit te doen nie. Ons gaan binnekort na meer besonderhede daaroor kyk. En dan, hy regeer vir 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Baie kripties, maar voor die einde van die aand sal u verstaan wat dit beteken. So kom ons kyk na die eerste ene. Hy verskyn vanuit die 4de dier. Uit die boek Church and Churches, bladsy 42 en 43, daar staan, uit die ruïnes van die Romeinse ryk het daar geleidelik 'n nuwe staatsorde ontstaan, waarvan die sentrale punt die pauslike stoel was. Met ander woorde, die pausdom het ontstaan vanuit hierdie 4de dier. Volgende aspek, hy kom op tussen die 10 horings. Onder die Romeinse ryk het die pause geen wêreldlike mag gehad nie, maar toe die Romeinse ryk verbrokkel het en sy plek deur 'n aantal ruwe, barbaarse koninkryke ingeneem is, het die Rooms-Katolieke Kerk nie net onafhanklik van die state in godsdienstige sake geword nie, maar ook sekulêre sake oorheers. Dit kom uit die boek The Papacy and World Affairs. Die Rooms-Katolieke Kerk is anderste as enige ander kerk, want dit is ook op dieselfde tyd 'n politiese mag, soos wat ons ook in 'n later lesing gaan sien. Die derde aspek, hy kom op na die 10 horings. Uit Thomas Hobbes se bekende boek Leviathan, hy skryf, as iemand die oorsprong van hierdie groot kerklike heerskappy oorweeg, sal hy maklik besef dat die pausdom niks anders is as die gees van die afgestorwe Romeinse ryk nie, wat gekroon op die graf daarvan sit. In 'n latere lesing sal ons sien, spesifiek hoe die paus sekere titels wat eie was aan die Romeinse keiser oorgeneem het. Die titels wat hulle gehad het nou titels van die paus geword. Hoe kan dit gebeur? Net as hy eintlik 'n uitvloeisel was van die afgestorwe Romeinse ryk. Ons sien dan die 4de punt, hy is totaal anders as die 10 horings. Weer uit Church and Churches, ons het die eerste gedeelte gelees, uit die ruïnes van die Romeinse ryk, het geleidelik 'n nuwe staatsorde ontstaan, waarvan die sentrale punt die pauslike stoel was. Maar let nou op, daarom het onvermydelik 'n posisie ontstaan wat nie net nuut was nie, maar ook baie anders as die vorige een. Hier het jy nou iets totaal en al anders as wat jy in enige van die ander koninkryke gehad het. Iemand wat mag het in terme van godsdiens en politiek en wat daai twee met mekaar vermeng om sekere dinge te doen, soos wat ons ook binnekort gaan sien. Hy sê dan verder in the American Catholic Quarterly Review, lang eeue gelede, toe Rome deur die verwaarlosing van die westerse keisers aan die genade van barbaarse hordes oorgelaat is, het die Romeine hulle tot een figuur gewend vir hulp en beskerming en hom gevra om oor hulle te regeer. En so het die tydelike soewereiniteit van die pause begin. So, terwyl hy sagmoedig na die troon van Caesar gestap het die vicarius, wat beteken plaasvervanger van Christus, die scepter opgeneem, waarvoor die keiser en die konings van Europa deur soveel eeue heen in eerbied sou buig. Om te verstaan hoeveel mag en autoriteit die pausdom wel gehad het, moet 'n ou gaan kyk wat die geskiedenis vir jou vertel gebeur het. In vele gevalle kon 'n koning nie sy koninkryk opneem, hy kon nie die troon bestyg, tensy die paus nie goedkeuring gegee het en hom kom kroon het nie. Daar sekere gevalle in die geskiedenis, waar 'n koning, voordat hy die troon kon bestyg, toe hy nou koning word, buite in die sneeu, kaalvoet moes staan en wag, totdat die paus gesê het, nou het jy lank genoeg 'n bietjie moeilikheid verduur daar buite, koue verduur, nou kan jy inkom, nou sal ek jou kroon as koning.
Met ander woorde, wie het werklik die oppergesag, die koning of die paus? Sonder enige twyfel die paus. En daarom het die paus ook by geleentheid konings se weermagte gebruik om sy vyande te beklei. Hy het nie sy eie weermag nie, hy gebruik onderhorige koninkryke dan. Nou, nommer 5, hy werp 3 konings neer. Nou 3 nasies of koninkryke wat verteenwoordig word deur daai horings is uitgewis op bevel van die pausdom deur die militêre mag van nasies wat onderhorig is aan die pausdom. Nou, as ons gaan kyk na die 10 dele waarin die Wes-Romeinse ryk gebreek het, dan sien ons dit was die Allemane, die Lombarde, die Anglo-Sakse, die Oosgote, die Bourgondiërs, die Suevi, die Franke, die Vandale, die Heruli en die Wesgote. Meeste van hulle, 7 van die 10, kan ons vandag nog identifiseer. Kom ons gaan kyk na hulle. Die Allemane is vandag die Duitsers. Die Lombarde is die Italianers. Die Anglo-Sakse is die Engelse. Die Bourgondiërs is die Switsers. Die Suevi is die Portugese. Die Franke is die Franse en die Wesgote is die Spanjaarde. Maar die Oosgote, die Vandale in Noord-Afrika en die Heruli, wat die grondgebied wat ons vandag ken as Italië, wat daai gedeelte beset het, hulle bestaan nie meer nie. Hulle is totaal en al uitgewis. Hulle het uitgesterf. Daar's niks van hulle oor nie. Hoe dit gebeur? As ons gaan kyk na die geskiedenis, dan sien ons die Heruli is vernietig teen 493 na Christus. Hoe? Nie deur die paus se weermag nie, want hy het nie 'n weermag nie. Maar nadat hy instruksie gegee het, het ander lande se weermagte hulle vernietig. Waarom? Want hulle het sekere teologiese sienings gehuldig wat in stryd was met die leer van die pausdom. En hulle sê toe nee, vernietig. Hierdie moet uit die weg geruim word. Die volgende dan, die Vandale hier in Noord-Afrika, en net so vir interessantheid, die Vandale is waarvan af ons vandag die woord vandalisme het. Nogal so Afrika termpie, nee. 534 na Christus is hulle vernietig en dan die laaste, die Oosgote in 538 na Christus. Onthou daai datum. 538 na Christus. Toes die finale vyhandige koninkryk in daai verdeelde ryk is vernietig. Deur daai klein horingkie wat nou in mag begin opstaan het. So. Die 6de eienskap, hy's groter in statuur as die ander 10. Nou die grondgebied onderhorig aan die pausdom was groter as die van die Romeinse ryk en het feitelik die hele bekende wêreld beslaan. En onthou, die pausdom bestaan vandag nog. Hoe wyd is hulle invloed? Kan iemand byvoorbeeld vandag in Amerika tot president verkies word as hy nie die steun van Rooms-Katolieke het nie? Nee. Hulle is net eenvoudig 'n te groot stemblok in die VSA. En veral in plekke soos byvoorbeeld Suid-Amerika. Dis primêr Rooms-Katoliek. Goed, so hulle het wêreldwyd mag. Hulle het 'n wêreldwye footprint, as ek die Engelse term kan gebruik. So, in sommige gevalle is konings aangestel in hul eie koninkryke eers nadat die paus sy goedkeuring gegee het, wat al klaar vertel dat in daai tyd hy alreeds daai autoriteit gehad het in verskeie koninkryke. Nou, in Most Holy Council sê dit, ons bepaal dat die heilige apostoliese stoel en die Rooms-Katolieke paus die primaat oor die hele wêreld beklee. Nou kyk, die tyd toe hierdie spesifieke verklaring gemaak is, kan 'n ou duidelik sien, hulle eien vir hulle self daai autoriteit toe, en hoe dit in die Rooms-Katolieke stelsel werk. As daar 'n verklaring gemaak word deur 'n paus, dan sê hulle dis onfeilbaar. En dit bly staan. Daar's hier en daar 'n geval waar daar latere aspek herroep sou word, maar wat hierdie eienskap aan betref is dit nooit herroep nie. So hulle glo dis nog steeds dit wat staan. Hulle sê ons behoort nog steeds die primêre primaatskap te hê oor die hele aarde. Met ander woorde, alle lande is veronderstel om onderhorig te wees aan ons. Alhoewel dit nie op hierdie stadium realiteit is nie, is die invloed van die Rooms-Katolieke Kerk besig om te groei, soos ons ook in 'n later lesing wel gaan sien. By die konsilie van Trent sê hulle, alle wêreldlike mag is syne.
Die heerskappy, jurisdiksie en regering van die hele aarde is syne deur goddelike reg. Alle heersers van die aarde is sy onderdane en moet hulle aan hom onderwerp. So hulle sê, die oppermag in die wêreld is nie die konings van verskillende lande nie, dis die paus wat mag het oor al daai konings en hulle koninkryke. Dan die 7de aspek, hy spreek woorde teen die Allerhoogste. Nou hier moet ons duidelik verstaan, die paus is die personifikasie van die pausdom. As jy die paus sien, hy verteenwoordig dit waaroor hy heerskappy het, en spesifiek is dit dan nou die pausdom, maar in die breë trekke dan die hele aarde. Maar hy sê dan alle temporele mag vestig in hom as 'n individu. Daarom het die klein horingkie oë soos 'n mens, onthou daai beskrywing van die klein horingkie gaan opkom en hy het oë soos 'n mens, pausdom word verteenwoordig deur 'n individu, oë soos 'n mens, en dan sê dit ook, hy spreek namens die pausdom, maar hy gaan groot dinge spreek teen die Allerhoogste. Nou, waarna verwys dit? Dit verwys na godslastering, maar wat presies is godslastering? Is dit net om die Here se naam uitelik te gebruik? Nee, ons moet ons definisies bou uit die Bybel uit. En die Bybel gee 2 definisies vir godslastering. Kom ons gaan kyk wat dit is. Die eerste kry ons in Johannes hoofstuk 10. Ons lees vers 30 en vers 33. Jesus kom en hy sê, ek en die Vader is een. Wat beteken hy sê, ek is ook God. En wat doen die Jode? Die Jode antwoord hom en sê, dit is nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor godslastering. So hulle sê om te sê dat hy God is om te godslaster. Hy sê, en omdat u wat 'n mens is, u self God maak. So as 'n mens sê, ek is God, dan is dit godslastering. Waarom is dit nie godslastering toe Jesus dit sê nie? Want inderdaad was hy God, maar God in die vlees. Maar as enige iemand anders as Jesus dit sê, dan is dit godslaster. Goed? So, wanneer 'n mens beweer dat hy God is dit godslaster. Dan Lukas 5 vers 21 en 22 sê, en toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sondes is jou vergewe. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het begin redeneer en sê, wie is hy wat so godslasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? So die tweede Bybelse definisie vir godslaster is as 'n mens sê, ek vergewe jou sondes. In hierdie geval, hulle sê Jesus het gelaster teen God. Maar het hy? Nee, hy kon sondes vergewe. Waarom? Want hy is God in die vlees. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Goed? Alles is geskape deur hom en niks wat ontstaan het ontstaan sonder dat dit nie deur hom ontstaan het nie. Dis Johannes 1 vers 1 tot 3 se kruks. Dan vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Met ander woorde, dis God wat mens geword het en daai mens wat God is, kan sondes vergewe. En dis nie godslaster nie. So daar's 2 definisies vir godslaster. Die eerste ene, wanneer 'n mens beweer dat hy 'n God is, en die tweede om die reg op te eis om sondes te vergewe. Nou gegrond op daai 2 definisies, kom ons gaan kyk of hierdie klein horingkie wat ons besig is om te identifiseer, kwalifiseer as iemand wat groot dinge spreek teen die Allerhoogste. Met ander woorde wat besig is met godslastering. In The Catholic National, en onthou wat ek hier met u deel, is nie goeders wat ek sê nie, ek praat nie 'n ander kerk sleg nie, ek gebruik hulle eie bronne, ek gebruik dit wat hulle self sê, om hierdie punt te bewys. Hy sê daar, jy is 'n priester vir ewig, sê die ordenende biskop. Hy is nie meer 'n mens nie, 'n sondige kind van Adam nie, maar 'n alter Christus. Wat beteken dit? 'n ander Christus. Vir ewig 'n priester van die Allerhoogste met mag oor die Allerhoogste. So wat maak hy? Hy sê die Allerhoogste is nie werklik die Allerhoogste nie, want daar's ene met mag bo oor hom.
Goed? So die allerhoogste is nie die allerhoogste nie. Die priester is dan eintlik in werklikheid die ene met die autoriteit oor die allerhoogste. Nou waar neem dit effek? Wanneer iemand kom en hulle bieg by daai priester, is dit in die hand van die priester om te bepaal of die persoon vergewe word of nie. En volgens hulle siening, as die priester die persoon vergewe, het God geen keuse of hy die persoon wil vergewe of nie. Hy moet doen soos die priester sê. Maar as die priester weier om die persoon te vergewe, dan kan God ook nie die persoon vergewe nie. So die bepalende faktor is die priester. Hy dan mag oor die allerhoogste. Dit is godslaster. Want wat sê hy? Hy sê ek is groter, magtiger as die allerhoogste. Met ander woorde, hy sê hy is God. Maar hy sê dit nog duideliker. Kyk na hierdie geval. Catholic National, Julie 1895, hy sê, die paus is nie net die verteenwoordiger van Jesus Christus nie, hy is Jesus Christus self, verborge onder die sluier van vlees. Met ander woorde, hy sê, soos wat Jesus Christus 'n mens op aarde was en tog God was, dit is wat die paus is. Jesus Christus op aarde. Dan, die Catholic Encyclopedia sê, die regterlike gesag sal selfs die mag insluit om sondes te vergewe. Met ander woorde, dit is die reg van die paus en die pausdom deur sy priesters om mense hulle sonde te vergewe. Dit is godslaster. Met ander woorde, dit wat hulle beoefen is fisies godslastering. Dan in The Catholic Priest, bladsy 78, soek waar jy wil, deur die hemel, die aarde, en jy sal een geskape wese vind, wat die sondaar kan vergewe, wat hom van die kettinge van die hel kan bevry. Daardie buitengewone wese is die priester, die Rooms-Katolieke priester. So weer eens, die mens wat kan vergewe. Volgens Bybelse definisie is dit godslastering. Dan, in Rome as it is, en hierdie is 'n verwysing na 'n spesifieke skrywe wat die paus uitgegee het. Hy sê, gegee in Rome vanuit ons paleis, die 10de Februarie 1817, die 14de jurisdiksie van die allerheiligste paus en Vader in Christus en ons Here, ons God, die paus. So hy noem in soveel woorde, en onthou, hy het hierdie uitgereik. So hy verwys na homself as wat? Hy verwys na homself as God. En dit was dan Paus Leo die 12de. Wat is die naam van die huidige paus? Paus Leo. Waarom kies 'n paus 'n sekere naam? Net omdat hy daarvan hou? Nee, hy kies 'n sekere naam om aan te dui hoe hy gaan regeer. Nou as daar niemand was wat sy regeringstyl van tevore gehad het, dan kies hy 'n nuwe naam. Nuwe name is so skaars soos hoendertande, hulle kies dit nie. Somtyds 'n kombinasie van ander pause, soos Paus Johannes Paulus, want daar was Paus Johannese gewees en daar was Paus Paulusse gewees, maar Paus Johannes Paulus het eienskappe in sy regering van die vorige Paus Johannes en van die vorige Paus Paulus. So hy meng regeringstyl. Maar in hierdie geval, die huidige paus, Paus Leo, hy sê, ek regeer soos die vorige Leo's. En hierdie is een van die dinge wat een van die vorige Leo's gedoen het. Wat beteken, die aanduiding is daar, dat hy gaan op 'n stadium kom, wat hy gaan sê, maar ek is God op aarde, ek skryf voor, ek maak wet, ek wysig wet. En as jy nie doen wat ek sê nie, dan moet jy sterf. Dit klink miskien nou ver gesog, maar woon die volgende lesings by, en ek sal dit vir uit die skrif uitwys, en uit die geskiedenis uitwys, hoe dit al reeds begin figureer. So, in the great encyclical letters of Pope Leo XIII, hy sê daar, ons beklee op hierdie aarde die plek van God die Almagtige, en hierdie is Paus Leo die 13de. Watter paus is nou in die Vatikaan? Paus Leo die 14de. So sy direkte voorsaat in terme van regeringstyl is hierdie spesifieke paus. Ons gaan later 'n bietjie weer in detail na hom kyk in 'n volgende lesing. So, die 8ste eienskap,
Hy mishandel die heiliges. Nou geen ander instansie in die geskiedenis van die mens om met soveel mense te reggestel soos die pausdom nie, en hiervan verwys ek spesifiek in terme van godsdiens. Goed? Want hulle het mense wat gelowig was, wat die Bybel na verwys as heiliges, as saints, het hulle vervolg. So dis nie ongelowige mense nie. Dis nie 'n kwessie van jy val 'n ander land in om hulle te kerste nie. Dis die vervolging van mense wat gelowig is. En waarom word hulle vervolg? Omdat hulle nie wil aanbid soos wat die Rooms-Katolieke stelsel vir hulle voorskryf nie. So, in die Directory of the Inquisitors, onthou weer eens, dis een van hulle eie bronne, sê dit, hy is 'n ketter wat nie glo wat die Romeinse hiërargie leer nie. 'n Ketter verdien die pyn van vuur, volgens die evangelie, die kanons, die burgerlike reg en gebruik, moet ketters verbrand word. Let mooi op, volgens die evangelie. Wag 'n bietjie, watter evangelie is dit? Matteus, Markus, Lukas, Johannes? Enige so instruksie? Verseker nie. So waar kom hulle hier aan? Dis 'n verdraaiing van dit wat die evangelies vertel, van dit wat die Bybel leer. En tog sê hulle, as jy 'n ketter is, dan het hulle die reg om jou te verbrand. En dis presies wat in die geskiedenis gebeur het. As ons kyk in die Public Ecclesiastical, dan sê dit, die kerk mag volgens goddelike reg die eiendom van ketters konfiskeer, hulle gevange neem en hulle tot die vlamme veroordeel. In ons tyd behoort die reg om die strengste strawwe, selfs die dood, op te lê aan die kerk. Met ander woorde, die kerk het volgens hulle die reg om iemand die doodstraf toe te dien, as hulle dan kwalifiseer as 'n ketter. So, hulle sê dan verder, daar is geen groter oortreding as kettery nie. Daarom moet dit uitgeroei word. Is dit belangrik om te weet wat kettery beteken? Want onthou, hulle sê, dis die grootste oortreding, daar's geen groter oortreding nie. Met ander woorde, moord, kindermolestering, verkrachting, is nie so erg soos kettery nie, volgens die kerk. Wat is kettery? Ons moet gaan kyk, wat beteken dit? Nou, kettery is afgeleid van die woord heresy, dis die Afrikaanse weergawe daarvan. Dit kom van die Griekse woord heresis, wat beteken a choice, to choose. Wat dit beteken is letterlik om vir jouself te besluit wat jy glo. So hulle sê, om vir jouself te besluit wat jy glo, is erger as moord, verkrachting, kindermolestering of enigiets anders, en as jy vir jouself besluit wat jy glo, het ons die reg om jou te verbrand, en hulle het dit gedoen, op gereelde basis in die geskiedenis. Dis waarom daar soveel protestante, wat opgestaan het en gesê het, nee, ons gaan nie glo volgens die Rooms-Katolieke sisteem nie. Ons gaan glo wat ons in die Bybel sien, waarvan ons in ons harte oortuig is dat die waarheid is. Ons gaan dit doen, en toe word hulle op die brandstapel verbrand. Groot gros van die hervormers, Martin Luther was gelukkig dat hy nie ook daai selfde lot op die ouene teëgekom het nie. So, in terme van Suid-Afrika, daar sien julle bekende gedeelte in Suid-Afrika, wat herdenk hoe die Franse hugenote Suid-Afrika toe gekom het. Nou, duisende mense het uit Europa gevlug na ander wêrelddele as gevolg van godsdienstige vervolging wat spesifiek in Europa plaasgevind het. En hulle het gevlug na Amerika, Australië en ook Afrika en verskeie ander plekke, maar in ons Suid-Afrikaanse konteks, ons sien dan by daai hugenote monument in Franshoek, hierdie vrou wat staan op die aarde. Nou, binne profesie is 'n vrou altyd 'n beeld, of as dit 'n rein vrou is, van die kerk of dan die mense, die volk van God, maar as dit beskryf word as 'n hoervrou, as 'n prostituut, dan is dit die wat nie getrou is aan God nie. In hierdie geval, uit die klere wat sy dra ensovoorts, dis 'n rein vrou, sy staan op die aarde, en as ons van 'n bietjie nader gaan beskou, dan sien ons, in die een hand hou sy die Bybel. Wat is in die ander hand? Gebreekte kettinge. Want voordat die Franse hugenote Suid-Afrika toe gevlug het, was hulle gebonde. Hulle mag nie die Bybel bestudeer het soos wat hulle wil nie, want as hulle vervolg en doodgemaak. So daai kettinge is gebreek. Hoe?
hulle moes wegkom van die Rooms-Katolieke stelsel in Europa. Hulle vlug dan spesifiek Suid-Afrika toe en hulle vestig in dit wat ons vandag ken as Franshoek en hulle vestig daar in 1688. En tot vandag, ek was nou so seker 2-3 weke terug, miskien bietjie langer, was ek daar gewees en tot vandag toe sien jy daai regte Franse karakter van daai dorp Franshoek en sy oorsprong kom dan letterlik as gevolg van mense wat vervolg is in Europa en vir hulle lewens gevlug het om te kan wegkom net sodat hulle eie godsdiens kan beoefen sonder om met die dood gedreig te word. Dan die 9de eienskap. Hy probeer tye en wet verander. Nou, in Pronta Bibliotheca, weer eens, in 'n artikel met die naam Papa, een van hulle eie bronne, sê hulle dan, die paus kan goddelike wet wysig. Nou, wat is goddelike wet? Dis die wet wat God bepaal het. Hulle sê die paus kan dit wysig. Hoekom? Want hy glo hy is God. En sekerlik kan hy sy eie wet wysig. Nou sal God sy eie wet wysig op enige manier? Nee, hoekom nie? Want die Bybel leer vir ons, God is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hy maak nie foute nie. So hoekom moet hy sy wet wysig? Daar is nie foute in sy wet nie. Maar nou kom hulle en hulle wil daai wet begin wysig. So, in Decretal de Translat sê hulle, die paus sê die mag om tye te verander, wette af te skaf en alle dinge te verwerp, selfs die voorskrifte van Christus. Met ander woorde, die hele plan van verlossing, soos ons hom in die Bybel kry, sê hulle, nee, pausdom kan daarmee wegdoen, wysig, tye verander, nes hy wil. En hy probeer dit. En baie mense val daarvoor, dikwels onwetend. Maar die oomblik wat mens weet, is daar nie meer 'n eis van, maar ek is onkundig nie. Dis hoekom dit belangrik is om ook hierdie dinge te bestudeer en vir jouself uit te klaar. Nou, God het dan 10 gebooie gegee, soos wat ons dit kry in die Bybel. Ons kry die 10 gebooie in die Bybel 2 keer, een keer in Exodus, hoofstuk 20, een keer in Deuteronomium, hoofstuk 5. Tot 'n baie klein mate verskil daai 2 wette wat die 4de gebod aanbetref, net 'n klein aspek van waarna dit verwys, maar verder is dit presies dieselfde. Goed, maar wat het die Rooms-Katolieke Kerk gedoen met die 10 gebooie? Kom ons gaan kyk. Hier is die Rooms-Katolieke 10 gebooie, en in beginsel is meeste van hulle ooreenstemmend met aspekte van die Bybelse geval. Maar ons moet gaan kyk in watter aspekte verskil dit, hoe is dit gewysig. Hulle eerste gebod, ek is die Here jou God, jy mag geen vreemde gode voor my aangesig hê nie. Baie soortgelyk in die Bybelse eerste gebod. Dan die tweede ene, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Is dit die Bybelse tweede gebod? Nee. Bybelse tweede gebod gaan oor, jy mag nie beelde of enige iets soos dit aanbid nie. Is weg. Hoekom? Is daar beelde waarvoor neergebuig word en gebede gedoen word in die Rooms-Katolieke sisteem? Ja. So die tweede Bybelse gebod was 'n probleem. Pausdom sê, raak ontslae hiervan. Verwyder hom net eenvoudig. Maar wat gebeur as jy een van 10 gebooie uithaal? Jy het nie meer 10 oor nie. Nou is daar net 9. So iewers moet daar 'n korreksie kom. Ons gaan binnekort sien waar. In hulle geval, die 3de gebod, gedenk om die dag van die Here heilig te hou. Goed? In die Bybel is dit die 4de gebod. Maar in die 4de gebod praat dit van die Sabbat. Dis die 7de dag van die week. Dit wat hulle na verwys as die dag van die Here, is die eerste dag van die week. So dis 'n verandering beide van wet en van tyd. En in hierdie aspek het dit gegaan oor hy wil wette en tye verander. Wette en tye kom op net een plek bymekaar. Die 4de gebod. Die dag wat hy op sy gesit het om te heilig. Dan 4de gebod in hulle telling in die Bybel is dit die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder. Daarna jy mag nie doodslaan nie. Daarna jy mag nie egbreek pleeg nie. Daarna jy mag nie steel nie. Daarna jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan Bybels die 10de gebod gaan oor wat jy begeer. In hulle geval, nommer 9, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en dan die 10de, jy mag nie jou naaste se
goed begeer nie. In die Bybel is dit 1 gebod, die 10de. Maar omdat hulle nou 1 kort, deel hulle daai gebod in 2. Maar dis dieselfde oortreding. Dis om iets te begeer wat nie joune is nie. So kom hulle weer by 10 uit, maar dis 'n gewysigde 10. Goed, dis nie God se nie. So as jy dit volg, op 'n manier sê jy dan, maar ek erken hulle autoriteit om God se wet en tyd te verander. Dan word jy gehoorsaam aan 'n mag wat sê, maar ek het die reg om dit wat God verklaar het te wysig. En dis hoogs problematies. So, laaste 10de aspek, hy regeer as ware dan vir tyd, tye en 'n halwe tyd. Nou hier deel ons spesifiek met profetiese tyd, en wanneer jy met profetiese tyd te doen het, is daar altyd 2 aspekte, 'n getal en 'n profetiese faktor. En jy kry profetiese tyd uitgedruk op verskillende maniere, maar interessant genoeg, al daai verskillende maniere verwys na presies dieselfde tyd. Hier kry jy hom byvoorbeeld as 1260 dae, 42 maande, of tyd, tye en 'n halwe tyd. Hierdie 3 verwys na presies dieselfde tydperk. So, ons gaan bietjie daarna kyk, die dagjaar beginsel. Hierdie is nie letterlike dae, letterlike jare, of dan nou letterlike tye nie, tye moet na iets verwys. Waarna verwys dit? Ons sien die beginsel van die dagjaar in Esegiel 4 vers 4 tot 6. Dit sê, gaan lê ook op jou linkerkant en sit daarop die ongeregtigheid van die huis van Israel. Volgens die getal van dae dat jy daarop lê, moet jy hulle ongeregtigheid dra. En ek lê jou die jare van hulle ongeregtigheid op, volgens die getal dae, 390 dae, dat jy die ongeregtigheid van die huis van Israel moet dra. Vers 6. En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy vir 'n tweede keer op jou regterkant gaan lê en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra. 40 dae lank, vir elke jaar lê ek jou 1 dag op. Hy moes vir hoeveel dae op sy regterkant lê? Vir 40 dae, maar dit is verwysend na wat? Na 40 jaar, die dagjaar beginsel. In profesie gaan God 'n dag gebruik, maar die dag verwys na 'n tydperk van 'n jaar. Net so kry ons ook in Numeri hoofstuk 14 vers 34, dat dit sê, volgens die getal dae dat julle die land verken het, 40 dae, vir elke dag 1 jaar, moet julle julle ongeregtighede dra, 40 jaar lank, en my teenstand gewaar word. Wat het gebeur? Die spioene verspied daai beloofde land vir 40 dae. Hulle kom terug en hulle het nie die geloof nie. Hulle sê nee, ons kan nie hierdie land inneem nie, ons kan dit nie oorwin nie. Maar God het gesê, ek gee dit aan julle. Val in, dit sal in julle hand gegee word, maar hulle ongeloof maak het hulle dit nie doen nie. Vir hoe lank wandel hulle toe deur die woestyn? Vir 40 jaar, want profeties was daai 40 dae 'n verwysing na die 40 jaar wat hulle in die woestyn toe moes wees. So, 1 profetiese dag verwys dan na 1 jaar, en 1 profetiese jaar bestaan uit 360 dae. Nou kan jy onmiddellik sê, maar wag 'n bietjie, 'n jaar het 365 dae. In ons kalender ja, maar in die tyd toe hierdie geskryf is, verseker nie. Hulle jaar het uit 360 dae bestaan. So ons moet bereken volgens die tyd wat die teks geskrywe is. So 1 jaar bestaan uit 360 dae, met ander woorde 360 dae verwys dan na 360 jaar. So 1 profetiese jaar verwys na 360 jaar. Nou, wat tyd dan betref, tyd is 'n verwysing na 1 jaar, met ander woorde 360 dae. Tye, as hy nie gespesifiseerde getal voor hom het nie, is dit net 'n duplisering. Met ander woorde, dan is dit 2 jaar. 2 jare is dan 720 dae, en 'n halwe tyd is 6 maande. 6 maande is dan 180 dae, as jy hulle bymekaar tel, kom jy by 1260 dae. Maar nou is dit profeties, so dit verwys na hoeveel jaar? 1260 jaar. Kan mense gewys jy 'n ding manipuleer vir 1260 jaar? Nee, want jy leef nie naaste by so lank nie. So dis onmanipuleerbaar, hierdie tyd waarna verwys word.
Maar dit verwys na 'n spesifieke tydperk van dat daar mag gegee is vir die pausdom, totdat daai mag weer weggeneem is. En ons moet gaan kyk waarna dit dan verwys. So die 1260 dae is dieselfde as 42 maande wanneer jy hom uitwerk, en dit is dan dieselfde as 3,5 jare profeties gesproke. So, Belisarius, 'n generaal van die Oos-Romeinse ryk, bevry Rome van die Oosgote in 538 na Christus. Onthou jy daai datum? Die laaste van die 3 horings wat ontwortel is, die laaste van die nasies wat vernietig is, die Oosgote, in daardie jaar, hulle die Rooms-Katolieke stelsel teengestaan. Toe hulle vernietig is, toe kan die pausdom sy mag opneem. En dan, in 1798 arresteer 'n Franse generaal met die van Berthier vir Paus Pius VI en gooi hom in die gevangenis op bevel van Napoleon. Hoeveel jaar na die tyd was dit? Presies 1260 jaar tot op die jaar. God het dit verklaar, so sal dit gebeur. Wat vertel dit vir ons? God is uiteindelik in beheer. Maak nie saak hoe dit vir ons lyk tussenin nie. As God gesê het 'n sekere ding gaan gebeur, dan gaan dit gebeur, verseker. So, vir 1260 jaar het die pausdom ononderbroke regeer, nie soos 'n gewone koning nie, maar het hulle, wat die bekende wêreld aan betref, het hulle invloed gehad, is dit wat hulle wou doen, gestand gedoen. Daar is met tye, soos in enige koninkryk, is daar tye gewees wat mense in opstand gekom het en probeer beklei het daarteen, maar dan sal hulle die een na die ander onderdruk. Maar daar was geen werklike teenstand of wegneem van pauslike mag in daardie tyd nie. So, ons moet ook verstaan dat hulle sal voortbestaan tot by die wederkoms. Ons kry dit in vers 21 en 22 van Daniël hoofstuk 7. So, die pausdom is in die proses van herstel. Ons gaan in meer besonderhede in hierdie aspek kyk in 'n volgende lesing. In 1929 ontvang die pausdom dan weer politieke mag aan die hand van Mussolini en sedertdien word die Vatikaan as 'n onafhanklike staat erken en die pausdom se mag en invloed groei letterlik elke liewe dag. As jy kyk na die laaste 4 pause wat daar was, dan sien jy hoe hulle gereeld die Verenigde Nasies toespreek, hoe hulle geleentheid het om 'n gesamentlike sitting van die Amerikaanse Senaat in die Huis van Verteenwoordigers toe te spreek. Net 2 weke gelede, as dit heeltemal 2 weke gelede is, het die paus die Spaanse regering toegespreek. Al hoe meer begin verskillende lande se regerings die paus nooi en sê, kom praat met ons, kom gesels met ons, wat wys hoe sy mag besig is om te reis in die wêreld. So, Robert Higgs, Amerikaanse ekonomiese historikus, hy sê, as ons die talle regeringsleiers dophou wat by die Vatikaan bymekaar gekom het vir die begrafnis van Paus Johannes Paulus II, sou ons heel moontlik vermoed het dat die wêreld se polities-militêre opperhoofde wat die paus het, meer nodig het as wat die paus nodig het wat hulle het. So wie soek wie se aandag? Die paus soek nie die wêreldleiers se aandag nie. Al hoe meer het wêreldleiers die paus se invloed nodig. Hoekom? Want die paus skakel baie keer met wêreldhoofde wat 'n landshoof nie maklik meer kan skakel nie. Die paus beperk homself hoegenaamd nie net na Christelik dominante lande nie. Hy praat met moslems, met hindoes, met boeddhiste, maak nie saak wat nie. En is interessant, in 'n volgende lesing gaan ons sien hoe selfs die president van Iran 'n klomp jaar terug die paus ontvang het op rooi tapuit. Onder normale omstandighede wil Iranese Christene vermoor, maar wanneer dit kom by die paus, die wêreldse respek, hulle eerbiedig hom. Wat anders is dit as die mag wat hy wel ook onder andere oor hulle het? So, wat Daniël 7 aan betref, wanneer die logiese progressie van die geskiedenis gevolg word, kan geen ander gevolgtrekking bereik word as hierdie nie. Die Romeinse ryk het, na sy verdeling in 10 dele, voortgeleef in die vorm van die pauslike stelsel, die instansie wat ons vandag ken as die Rooms-Katolieke Kerk. Nou kan jy sê, maar joh, dis 'n verskriklike ding wat jy sê. Hoe kan jy dit sê? Onthou hierdie 10 punte wat ons nou ondersoek het. Voldoen
enige ander entiteit in die hele wêreld aan al 10 eienskappe. Nie eers amper nie. Daar sekere ander instansies wat miskien aan 2, maksimum 3 van hierdie eienskappe voldoen. Hulle vervolg die heiliges en sulke tipe van goed. Maar aan al 10, daar is net een entiteit. En dis die Rooms-Katolieke stelsel, sonder enige twyfel. So, die 4de dier van Daniël 7 verteenwoordig dan Rome in sy imperiale, sy verdeelde en sy pauslike vorm wat eintlik uitgebeeld word dan spesifiek deur daai horings waarvan seker is ontwortel is en die klein horing dan opgestaan het. So, Daniël 7 vers 26 en 27 sê, maar die gereg sal sit en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vergoed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges en die Allerhoogste. Met ander woorde, hierso kry ons 'n troos. Die onreg wat gedoen was, wat gedoen word en wat gedoen gaan word deur hierdie mag, sal wel gewreek word deur God. Daai mag sal ook tot 'n einde kom in die einde. Maar die teks gaan verder, hy sê, hulle koninkryk, dis nou hierdie mag wat op die ou ende gaan oorneem, né? Hy sê, hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Dit is parallel aan dit wat jy in Daniël 2 het, aan daai klip wat die beeld aan sy voete tref en alles in stukke laat spat. Daai rots wat die beeld op sy voete tref, hy vul dan die hele aarde, 'n verwysing na die ewige koninkryk van God. In hierdie geval presies dieselfde. Hierdie dierestelsel sal tot 'n einde kom deur die vestiging van die koninkryk van God wat vir ewig sal bestaan. So, hierdie een aspek van hierdie profesie lê nog in die toekoms. Dis iets wat nog moet gebeur. Wat beteken ons lewe vandag in profetiese tye? En daarom is dit belangrik, laat ons nie net bly by wat die Ou Testament vir ons vertel gaan gebeur nie. Onthou, die boek Openbaring bou op die beelde van die Ou Testament. Baie mense sê, maar weet jy wat, die boek Openbaring kan nie verstaan word nie. Dis inherent 'n onverstaanbare boek. Nou waarom noem hulle die boek Openbaring? Wat beteken openbaring? Dit beteken 'n ontsluiering, om die sluier te lig, om dit duidelik te maak. Nou kom mense en sê, maar ek wil nie eens Openbaring lees nie, niemand kan dit verstaan nie. Mense verstaan nie Openbaring nie, omdat hulle nie die Ou Testament ken nie. Hoekom sê ek dit? Die boek Openbaring bestaan uit 404 verse. 278 van daai verse is of gedeeltelike aanhalings uit die Ou Testament uit, of veral allusies na beelde, simbole, wat gevestig is in die Ou Testament. As jy nie die Ou Testament ordentlik ken en verstaan, die beelde wat daarin gevestig is nie, het jy geen kans om die boek Openbaring te verstaan nie. Van môre aand af gaan ons spesifiek in die boek Openbaring indelf. En dan gaan jy sien hoe hierdie beelde, spesifiek van Daniël 7, vir jou aspekte van Openbaring, soos byvoorbeeld Openbaring 12 en Openbaring 13, baie eenvoudig verklaarbaar maak. So, môre aand kyk ons dan na 'n lesing met die naam Gediertes van die Apokalips. Ons gaan spesifiek kyk na Openbaring hoofstuk 13. Daar gaan ons 2 diere kry. Die een dier staan op by die see, die ander dier staan op by die aarde. Hulle is verwant aan mekaar. Die een gee vir die volgende sy mag, maar hy self trek sy mag van 'n ander entiteit af, wat geïdentifiseer word eintlik in Openbaring hoofstuk 12. Moenie daai lesing misloop nie. As vandag jy 'n paar nuwe dinge geleer het, is daar môre 'n gros dinge wat jy gaan raak sien. En Openbaring gaan net so vir jou begin oopvou. Moet dit nie misloop nie. Kom ons buig die hoofde, dan sluit ons af met gebed. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die wonder van u woord. Dat ons die woord kan bestudeer en wanneer ons skrif met skrif vergelyk, dit regtig nie moeilik is om die profetiese beelde, veral van die boek Daniël, te verstaan nie. Here, ons is dankbaar dat u ons so lief het, dat u vir ons hierdie waarskuwing gee. 'n waarskuwing wat vir ons vertel van magte wat heers in die tyd waarin ons lewe.
En dit wat hulle wil doen, hoe hulle die wet wil verander, hoe hulle die tye wil verander, en hoe daar 'n aanslag gaan wees op gelowiges wat vir hulle self wil kies wat om te glo, gegrond op die Bybel en die Bybel alleen. Op mense wat besluit ons gaan tradisie verwerp. Ons kan nie tradisie gebruik as die basis van ons geloof nie. Ons gebruik net die Bybel en die Bybel alleen. Maar Here, ons weet ook daar is baie misleiding, veral in die Christelike opset. Daarom vra ons dat U ons verder sal lei. In Jesus naam alleen. Amen.